die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en u wat is, u heers vir altyd, altyd meer. Onverganklik hoog verhewe, geen begin en ook geen eind. U alleen bly staan vir ewig, elke knie sal u erken. Goeiedag geliefde, ons het gister begin gesels hoe Paulus dit kon regkry om deur verskriklike omstandighede staande te bly. Hier in vers 6 van 2 Korintiërs 6 sê hy, ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Deur moeilike omstandighede is dit hoe hierdie man staande gebly het. Op baie mooi manier. Onberispelik kon optree, hy het begrip gehad en hy was verdraagsaam en vriendelik. Hoe het hy dit reg gekry? Gisteroggend het ons gesels en ons gesien deur die Heilige Gees, want hy sê dit hier vir ons. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees. En dan volg hy dit op deur te sê deur opregte liefde. Die ou vertaling sê dit so mooi, liefde ongeveins. Liefde wat absoluut opreg is, liefde wat nie voorgee nie. Liefde wat so eerlik is dat dit half pynlik is. En dit is hoe Paulus staande gebly het deur al hierdie moeilikheid waardeur hy gegaan het, nie net deur die Gees nie, maar deur ongeveinsde liefde. Wat het ongeveinsde liefde te doen met om staande te kan bly? As Paulus die woord liefde gebruik, dan gebruik hy die woord agape. En dis my voorreg om vandag saam met jou uit die woord uit te leer en dat ek vir jou kan sê, agape liefde, as jy in sulke liefde leef, kan jy jou nie stikkend val nie. Jy sien, want die kern van agape liefde is, dit is 'n liefde wat so diep is, so opreg is, so allesomvattend is, dat dit bereid is om op te gee. Dis 'n liefde wat nie berus op emosie of voel nie. Dis 'n liefde wat nie sê, o, maar dis te seer, of dis te swaar, of ek voel vandag sis, of ek voel vandag so nie. Agape liefde is liefde wat vir jouself afvra. Hoe kan ek, en wat het ek om op te offer, tot die verbetering en die behoud, of die redding, of die genesing van iemand anders? Dis agape liefde. Daai liefde wat bereid is om so op te gee. En Paulus sê, dis hoe hy staande gebly het, deur ongeveins so liefde. Hy sien die nood van die wêreld om hom raak, hy sien die nood raak van hierdie mense rondom hom, wat besig is om verlore te gaan, hulle gaan die hel tegemoet, hulle gaan die ewige dood tegemoet, en hy is so lief vir hulle, dat daai liefde hom dwars deur sy werk lei, om onberispelik, verdraagsaam en vriendelik te bly, staande te bly, sodat hulle behoue kan bly. Dit is daardie liefde wat in hom geklop het, ongeveinsde liefde. Die woord sê dat dit gaan nie in hierdie wêreld oor die liefde wat ons vir God het nie, maar dit gaan oor die liefde wat God vir ons het. Daardie liefde waarmee hy die mens eerste lief gehad het, en dis agape, 'n liefde wat bereid is om op te gee. En wonder bo wonder is dit sulke liefde wat maak dat ons staande bly. Jy sien, as ons so kan lief hê, as ons so kan omgee, dan word dit minder belangrik oor hoe ons voel. Dan word dit minder belangrik oor of ons regtig heel bly. Maar dit word belangrik, maar vir wie kan ek genesing bring? Vir wie kan ek heling bring? En as ek dit kan doen soos Paulus, ten spyte van myself, ten spyte van my omstandighede, dan bly ons staande. Dis in daardie agape liefde wat God dan vir jou en vir my ook staande hou. Mag ons leer om so kosbaar lief te hê. Shalom. Geen duisternis kan u bedek nie, geen mag kan teen u op bly staan. Sterre, oseane, berge, roep uit dat u naam bestaan. Elke asem wat ons inhaal, is genade uit u hand. Elke dag en elke môre word gedra deur u verstand. Ons lig ons hande, ons buig neer,
Daar is geen ander naam soos U, o Heer. Aan die koning van die eeuwe, aan die Here van alle tyd, kom die Here en al die eerlikheid, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Onsienlik maar tog naby ons, alleen wyse God so groot. Aan U behoort die lof vir ewig, U regeer van troon tot